Goeiemôre en welkom by ons erediens vanoggend. 'n Groot voorreg om jou ook deel te hê. Mag jy vandag die Here se woord hoor en mag dit vir jou oopbreek. Dankie dat jy saam met ons hier teenwoordig is. Kom ons word net vir 'n oomblik stil en ons vra vir die Here om sy teenwoordigheid hier aan ons bekend te maak. Kom ons bid saam. Here, ons is dankbaar om in die teenwoordigheid in te kom. Ons sê Here, dankie dat U hierdie dag saam met ons begin. En waar ons op verskillende plekke saam luister, mag U wil geskied en mag U woord vir ons oopbreek. Dankie vir U liefde en al die genade. Ons kan nie genoeg dankie sê nie. Amen. Ons gaan voort en verder met die evangelie volgens Johannes. Ons trek nou al by hoofstuk 18 en Jesus se tyd op aarde hardloop nou al hoe vinniger uit. Ons begin dan ook met 'n fotum uit Psalm 24 wat verklaar dat hy die heerser is, die almagtige is en dat sy wilsplan met die wêreld en ook met Jesus se tyd op aarde sal geskied. Ek lees graag vir ons Psalm 24 vers 1. Aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Ons begin hierdie diens in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. God se genade is reeds hier, lank voordat ons die eerste woord gespreek het. Amen. Kom ons sing dan ook nou 'n lied saam wat getuig van sy koningskap. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja, Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja, daarom sing ons Halleluja. As ons dan nou blaai na Johannes 18 toe, waar Jesus se tyd op aarde nou uithardloop, dan word dit duidelik dat Jesus 'n baie moeilike tyd het wat vir hom voorlê. Judas verraai vir Jesus hier en dan word Jesus ook gearresteer en gevangene geneem en verskeie verhore begin dan hier gebeur. Hy verskyn eerste voor Annas en ons lees in Johannes 18, Annas was die skoonvader van Kajafas, wat daardie jaar die hoëpriester was. En dan begin Petrus se verloning van Jesus. Die eerste keer om 'n koolvuur en dan meer en meer soos wat ons aangaan met die res van die dag. En so word die woord tot vervulling gebring waar Jesus voorspel het dat Petrus hom 3 keer sou verraai voordat die haan die volgende oggend kraai. En dan verskyn Jesus ook voor die Sanhedrin. En Johannes as skrywer is eintlik hier briljant, want hy beweeg heen en weer tussen Jesus se verhore en Petrus se verloning. En ons lees dan Johannes 18 vers 25 tot 27. En onmiddellik het 'n haan gekraai. Net so het Petrus vir Jesus 3 keer verloon, soos wat Jesus voorspel het. Ons teksgedeelte vir vandag is 'n bietjie verder aan in Johannes 18. Ons lees vanaf vers 29 waar Jesus voor Pilatus verskyn. Kom ons lees saam. Pilatus het uitgegaan na hulle toe en gevra, watter aanklag lê julle teen hierdie man? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Pilatus sê toe vir hulle, vat julle hom en oordeel hom volgens julle wet. Die Jode sê vir hom, ons word nie toegelaat om iemand
om die lewe te bring nie, sodat die woorde wat Jesus gesê het om aan te toon watter dood hy sou sterf, vervul sou word. Pilatus het toe weer 'n keer die Praetorium binne gegaan en Jesus uitgeroep en vir hom gevra, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord, sê u dit uit u eie of het ander mense dit oor my aan u vertel? Pilatus antwoord toe, is ek miskien 'n Jood? Dit is u volk en leierpriesters wat u aan my uitgelewer het. Wat het u gedoen? Jesus het geantwoord, my koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my koningskap van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer word nie. Maar nou is my koningskap nie van hierdie wêreld nie. Is hy dan tog 'n koning, het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom, om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. En Pilatus sê toe vir hom, wat is waarheid? Nadat hy dit gesê het, het hy weer na die Jode uitgegaan en vir hulle gesê, ek vind geen skuld in hom nie. Jesus se stelling in vers 36 is groot. Dis eintlik die klimaks van hierdie gedeelte. My koningskap is nie van hierdie wêreld nie. En dan volg Jesus se hele doel op aarde in vers 37. U sê dat ek 'n koning is, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom om oor die waarheid te getuig. Jesus bevestig dat hy waarlik die weg en die waarheid en die lewe is. Hy is die ware koning waarvoor die wêreld gewag het. Die woord koningskap hier beteken 'n koninkryk, 'n ryk of autoriteit, God se koninkryk. En Jesus se koninkryk het by God sy oorsprong. Jesus se eerste en hoogste loyaliteit was aan sy Vader en die planne wat die Vader vir hom het, wat hy besig is om uit te voer. En nog nooit is sy loyaliteit teenoor politiek of menslike mag nie. En so is Jesus glad nie die politieke bevryder vir wie die Jode gewag het nie. Hy is nie die Messias wie hulle verwag het nie, maar die ware koning wat die wêreld nodig gehad het vir ons verlossing. As jy dan ook vir jouself vandag moet vra, waar lê jou loyaliteit? Aan wie antwoord jy? Watter koninkryk vind jy jouself die meeste ondersteun? Die koninkryk van God of die wêreldse en politieke situasies waarin jy leef? Ter aansluiting by Jesus se verklaring dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie, het Jesus gesê dat die wat uit die waarheid is, na sy stem luister, dit is die bron van waarheid. Die wat Jesus as koning aanvaar, rig ook hulle hele lewens volgens sy woord in. Hier in Johannes 18 word Jesus deur 'n vriend verraai. Hy word op valse aanklagtes in hegtenis geneem. Hy is in 'n skynverhoor skuldig bevind en hy word verwerp te gunste van Barabbas, 'n misdadiger en 'n krimineel. En Jesus verduur hierdie alles omdat hy die ware koning is. Hy het dit alles verduur sodat ons deur God aanvaar kan word, van sonde bevry kon word en lede van God se ware koninkryk kon word wat in die waarheid leef. God kan ons ook in moeilike omstandighede inroep om sy koninkryk te bou, soos wat Jesus dit hier moes doen. En dan moet ons ook soos Jesus besluit dat ons loyaliteit lê om die Vader te dien en om hom te eer in alles wat ons doen. Jesus se koninkryk is nie van hierdie aarde nie, maar hy is vasbeslote om dit na die aarde toe te bring. Hy is ons koning en ons as sy volgelinge moet ons lewens onderwerp aan sy wil en sy wil alleen, aan sy woord, aan sy wysheid en aan sy waarheid. En hoe meer ek en jy dit doen, hoe meer ons van sy teenwoordigheid in ons lewens ervaar en vir hom lewe en nie vir hierdie wêreld nie, dan ervaar ons alreeds hier die ewige lewe en die koninkryk van God.
Wat sal gebeur as God jou in 'n moeilike situasie inroep? Is hy nie dalk al reeds besig om dit te doen nie? Wat as God jou omstandighede en die chaos waarin jy is, as hy daarmee ook 'n doel en 'n plan het, soos wat hy hier met Jesus 'n plan gehad het? Wat gebeur wanneer ons besef om aan hom loyaal te wees, is ons enigste opsie? Mag ons dit besef? Mag ons dit werklik inneem vandag? Mag ons weet, soos wat dit Jesus se doel was, om as die ware koning bekend gemaak te word met sy kruisiging, sy sterwe en sy opstanding, so gebruik die Here ons in moeilike situasies om ons loyaliteit en diensbaarheid aan hom te bewys. Wat as Jesus gesê het, hy kan dit nie doen nie? Wat as Jesus nie oorgegee het nie aan die Here se wil en die Vader se plan, bo menslikheid nie en bo hierdie wêreld nie, maar hy het nie. Hy het oorgegee. Hy het homself onderwerp aan die Vader se wil en sy plan, en so kon die koninkryk kom. En hy het gesê, soos ons in vers 37 gelees het, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom om oor die waarheid te getuig. Daar is 'n bekende lied wat sê, He took the fall and thought of me above all. Jesus het nie gesê, wat as nie. Hy het die lydingsbeker gedrink en hy het vir my en jou gesterf, omdat hy die ware koning is. So onthou volgende keer, as jy in 'n oorweldige situasie is, wees gerus. Jou koning het al die dinge self ervaar, en hy is by jou, te midde van die situasie. Hy het jou nie vergeet nie. Trouwens, jou stryd kan juist die middel wees, waardeur God sy koninkryk op aarde laat kom. En onthou die waarheid, jy antwoord nie aan hierdie wêreld nie. Jy is dalk in die wêreld, maar jy is nie van die wêreld nie. Jy behoort aan die Here. En net soos hy, Jesus Christus, nie aan die wêreld moes antwoord nie, antwoord ons aan God alleen, die ware koning. Jesus was 'n ander tipe koning as wat hulle verwag het. Hy is 'n ander tipe koning en ons behoort aan hom. Die doel van sy koms was om sy koningskap te kom definieer, sodat dit 'n getuienis van waarheid in die wêreld sou word. In teenstelling met die diktators en die monarge van die geskiedenis is Jesus 'n omgekeerde koning en sy koningskap breek alle menslike verwagtinge en mag en status. Jesus is die ware koning, omdat hy nie mense se lewens eis om sy troon te beskerm nie, maar sy eie lewe aflê om sy mense te red. Hy roep ons nie net om sy bestaan te erken nie, maar om sy stem te hoor en na die waarheid te luister, terwyl ons in sy koninkryk wandel. Kom ek en jy volg die ware koning. Amen. Here, dankie dat U vir ons vandag kom wys hoe die ware koninkryk lyk en dat U die ware koning is. Help ons, Here, om aan U te antwoord en nie aan hierdie wêreld nie. Help ons, Here, om U te dien met die doel voor oë om U te verheerlik. Dankie, Here, vir wat U vir ons kom doen het. Jesus, dankie dat U nie gesê het wat as nie, maar dat U die lydingsbeker gedrink het. Here, dit oorweldig ons, dit wat U vir ons kom doen het, sodat ons verlos kan word. Dankie, Here, ons kan nie genoeg dankie sê nie. Ons is so lief vir U, die ware koning van die wêreld. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings, ons dink aan die mense op die dorkaslys, wie dit mee sleg gaan, kyk of jy 'n naam ken, bel hulle en bemoedig hulle, en sê vir hulle, jy dink aan hulle. Dan baie geluk aan almal wat verjaar, mag die Here julle seën, en dan sien ons uit na 2 groot gebeure hier in die maand van Maart, wat vir ons voorlê. Ons sien uit vir die welkom tuis, of die nuwe lidmate braai. Almal is welkom om saam te kom braai, Friday the 13th, 13 Maart, kyk na ons kommunikasie, en vul asseblief die vorm in. Die kos word voorsien, julle kan net julle eie drinkgoed bring.
En dan, daai Sondag, die 15de, reik ons uit na Luipardsvlei te huis vir bejaardes. Ons samel ook vir hulle in, bring jou room of jou koekies saam kerk toe en ons vat dit graag vir hulle. En as jy saam wil kom uitreik, maak kontak en kom saam en kom deel God se liefde op hierdie dag uit. Ons sy dan af met 'n wonderlike lied, 'n lied wat getuig van ons koning wat ook weer sal kom. Geliefdes in die Here Jesus Christus, gaan vandag uit, gaan onthou wie jou koning is en dat jy aan hom antwoord. Moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar laat God jou denke en jou gedagtes vernuwe, sodat jy sal fokus op sy koninkryk en sy wil. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee, nou en vir altyd. Amen.